Hartlik goeiemôre vriende. Welkom by ons eetdiens vanoggend. Ons is al by ons 4de tema in ons Efesiërs reeks. Verlede week het Cornel kragtige verhoudings oorgesels en volgende week is dit liefdesverhoudings wat Marco oorgesels, maar vandag staan ons stil by herstelde verhoudings. En hoe belangrik is dit nie om baie keer ons verhoudings aan te werk nie, en te kyk waar ons verhoudings miskien 'n bietjie 'n krapmerk opgekry het om dit te gaan regmaak nie, om te kyk hoe kan ons dinge weer regmaak nie. En ook in ons verhouding met die Here is dit baie belangrik dat ons 'n reëlmatige verhouding met die Here het, dat dit nie 'n op en af verhouding is nie. En dat ons sy liefde in ons voel en dit die heeltyd om ons hê en so dan getuies vir hom te kan wees. Maar voor ons verder gesels, kom ons bid saam. Vader, baie dankie dat ons in u geselskap kan wees vanoggend. Ons vra dat u ons sal seën terwyl ons dinge van ewige waarde gaan bedink in Jesus naam. Amen. Wanneer laas was jy op 'n lughawe gewees? Miskien daar by die internasionale ontvangsaal al daai vreemde mense te sien, maar mense wat anders aantrek, wat anders praat, anders lyk, anders klink. En daar die haas in die ontvangslokaal waar die mense inkom en hoe dinge baie vinnig gebeur, en baie keer is mense baie haastig om iets te doen, ander keer sit mense rond en hulle wag vir ewig, want dinge vat te lank en hulle is miskien te vroeg daar of iets in daardie lyn. En dan as ek hulle so kyk, dan kyk ek al hierdie vreemde mense en ek dink myself, ken God hierdie mense? Hulle lyk so vreemd vir my. Ek gaan hulle miskien vandag sien en nooit weer sien nie, en hulle is vir my vreemd. Ek kan nie met hulle identifiseer nie. En dan is daar ook die trane op so 'n lughawe, né? Daar's wanneer ons mense gaan afsien om daar by die sekuriteit te staan en wag en ons finale totsiens te sê en dan te weet dit gaan 'n rukkie vat voor ons mekaar weer sien. En dan ook die trane van blydskap daar by die aankomslokaal om daar te sien hoe mense met mekaar lanklaas sien met blydskap opspring en mekaar te hardloop met mekaar omhels, en wonderlik is dit om dit ook te aanskou. Die verhoudinge op 'n lughawe is interessant. Maar dan is ook die donker kant in 'n lughawe, né? Daar is die gedurende waarskuwings, hou vas in jou tasse. Moenie dit uit sig uit laat gaan nie. En miskien ook daar by die ontvangslokale waar die mense met die huurmotors hulle dienste adverteer. En dan wonder ons mense of oorseese besoekers ooit weet wat hier in Suid-Afrika aan die gang is, en dat dit miskien 'n risiko is om jou vertroue in enige iemand te stel. Daar die donker kant. Ons tasse moet met plastiek omgewerk word, sodat niemand aan kan peter nie. Dan moet slotjies aangesit word. Alles tekenend van verhoudings wat half op die spits kom wanneer ons by 'n lughawe kom. En vanoggend in Efesiërs 2, die hele hoofstuk, jy kan hom gerus gaan deurlees. Ek gaan so 'n paar tekste uitlig om die tema net vir u duidelik te maak. Gaan dit oor verhoudings in die kerk. En Paulus kyk terug en hy kyk, waar kom hulle al vandaan? Hoe ver het hulle al gevorder? Hierdie mengselkerk van Judeese mense wat kom uit die agtergrond van ou Israel, en dan ook mense wat heidene genoem word, wat nie van die Joodse kultuur, Judeese kultuur was nie. En hulle het ook deel geword daarvan. Hulle het ook Jesus aanvaar en hulle is saam in die gemeente. En mens kan nie dink daardie dinamiek van die twee groepe saam, taal, kultuur, agtergrond, kennis, wat soveel verskillend is. En hier kyk Paulus terug en hy gee eintlik so 'n oorsig. En hy sit die klem op die regte plekke om hierdie gemeente toe te rus, om dan vorentoe te gaan met hierdie vreemde omgewing, hierdie vreemde basiese opstel van 'n gemeente wat vroeër vir hulle ondenkbaar was. Die heidene kon nie in die tempelterrein ingegaan het nie. En die straf waarvoor was die dood gewees as 'n heiden daar binne in die tempel se heininge gekom, en dan was dit 'n baie ernstige saak gewees. En so was die skeidslyne getrek gewees. En dan in Efesiërs 2 kyk Paulus na hierdie situasie en hy gee 'n paar riglyne in. En hy begin met: julle was voorheen dood. Die verhouding was vertroebel gewees tussen God en mens. Dat om Jesus nie te geken het nie, om God nie te geken het nie, is eintlik 'n soort van om geestelik dood te wees, om nie te lewe nie. Jy bestaan, maar jy lewe nie. En in vers 2 vers 3 praat hy van
Ons het almal van tevore soos hulle opgetree, toe ons die begeertes van ons sondige aard en van ons gedagtes uitgeleef het. Amper soos 'n slawerny waarin hulle was, dat hierdie sondige natuur wat in ons is, dat ons maar net daarvolgens gelewe het, en dat alles wat in ons gedagtes opgekom, ons dit maar net gevolg en die al verslaaf was daarvan. Jy kan half nie daarvan wegkom nie. Maar dit bly nie net daar nie. Hy kom in 2 vers 5, praat Paulus hiervan, maar God is ryk aan barmhartigheid, het ons, alhoewel ons dood was as gevolg van die oortredinge, op grond van sy groot liefde, waarmee hy ons lief gehad het, saam met Christus lewend gemaak. Uit genade is julle verlos. Wonderlik. God se liefde spoel oor die mensdom, en spoel oor almal wat ver van hom af is, wat geestelik dood is, en hy gee hierdie liefde, en hy maak ons lewend saam met Christus. Soos wat Christus gesterf het, en ons weet, ons is ou lewe saam met hom kan afsterwe, en hy opgewek is, en ons saam met hom opgewek word, in 'n nuwe lewe, gee die Here vir ons hierdie geleentheid, om 'n nuwe begin te maak, daardie vreemdelingskap met God, dat ons ver van hom was, omdat ons net lewe volgens dit wat in ons is, jou sondige natuur, en dat hy hier vir ons die geleentheid gee om 'n nuwe begin te maak, op te tree uit ons verbondenheid met Jesus, en dat hy vir ons daardie geleentheid gebied het, om dan so 'n nuwe begin te maak. As nuwe mense, begin ons anders lyk, begin ons anders praat, begin ons anders optree. En as ek na daai mense op die lughawe dink, hoe vreemd hulle ook al vir my was, hier sê dit vir ons dat hoewel daai vreemdheid miskien daar in die gemeente voortgekom het, hoe hulle vir mekaar vreemd gelyk het, en dan hoe Christus in ons harte begin maak dat ons al dieselfde begin dink, dat ons dieselfde begin omgee, dat ons vir mekaar begin lief wees, al is ons anders. En so in hoofstuk 2 vers 10, ons is immers sy maaksel, geskep in Christus Jesus, om goeie werke wat God voorberei te doen, en daarvolgens te leef. Dis asof God die goeie werke skenk. Hy het vir ons elkeen 'n plan, 'n roeping, 'n plek waar ons elkeen ons kan uitleef. En hy gee vir ons daardie geleentheid om dit te doen. En hy kommunikeer dit met ons, dit is ook 'n genadegawe. Soos wat ons nuwe mense is, nuut geskep is, kom die Here en hy gee vir ons doel, en hy gee vir ons gestuurdheid. En soos ons almal gestuurd, om hierdie vreemdelingskap, wat ons mee, waaruit ons vandaan kom, om dit saam te bind in liefde, en in liefde voort te gaan, en so die werk van die Here vorentoe te neem. Dan moet ons ook weet, dat hierdie twee groepe, die Israel, voorheen Israel, lidmate van die gemeente, en dan ook die heidene, dat hulle voorheen ver van mekaar af is, en dat God nou gekom het, toe hy die opdrag gegee het, gaan dan na alle nasies toe, dat daar die skeidslyne afgebreek is, en dat God nie net vir Israel as ligdraers gebruik nie, maar dat hy die hele mensdom nou as ligdraers wil gebruik, almal is nou ingesluit, en God brei so sy familie uit. Die burgerskap is nie meer net Israel nie, dit is vir alle mense gegee, en Paulus gebruik ook metafore soos 'n huisgesin, daardie teedere liefde van 'n huisgesin en 'n ouer-kind verhouding, dan ook mede familielede wat vir mekaar omgee, en dan ook die huisstruktuur waarvan Christus die hoeksteen is, en ons almal ons plekkie kry, en hoe hy dan vir ons 'n doel gee, om voor te lewe. Ons is dan nou nie meer vreemdelinge nie, en soos 2 vers 19 vir ons sê, so is julle dan nie meer vreemdelinge en bywoners nie, maar julle is medeburgers van die heiliges, en lede van die huisgesin van God, gebou op die fundament van die apostels en profete, met Christus self as die hoeksteen. Wonderlik is dat ons deel kan wees van hierdie nuwe realiteit, waar die Here gekom het en alle skeidsmure afgebreek het, en ons dan so intrek om burgers te word van 'n hemelse ewige lewe, waarheen ons op pad is. Ons kry nou reeds toegang, en ons geniet nou reeds die voordele daarvan, ons gestuurdheid, ons geroepenheid, en dit wat die Here vir ons gee om te doen daagliks op ons pad. En so kan ons uitleef, hierdie nuwe realiteit, wat die Here vir ons gegee het. En dan moet ons ook weet, dat hierdie verhouding is nie gebaseer op wetsonderhouding nie. Wettigheid en uiterlike nakoming van reëls, dat is nog nooit vir die Here aanvaarbaar,
as 'n manier om sy guns te wen dat hy ons sal kan red nie. Nee, die Here het nog altyd 'n verhouding met ons in belang gestel. Nou die kommunikasie ook al gewerk het met Israel. Hier kom die Here en Paulus en hy verduidelik dat dit gaan nie oor wetsonderhouding nie. Dit gaan nie oor nakoming van reëls nie. Nee, dit gaan oor 'n verhoudingswêreld. 'n Verhoudingswêreld waar ons in ons verbondenheid met Jesus uit 'n nuwe realiteit lewe. En dat ons verhoudings uitspoel na alle mense om ons toe. Ook die wat vreemd is. Miskien die wat bietjie vreemd is in ons eie omgewing. Selfs in ons gemeente is ons nie almal dieselfde nie. En selfs daardie grense kan die Here oorkom wat in ons woon. En dan vir ons daardie vermoë gee om hierdie grense te kan oorkom. In 2 vers 15 en 22 lees ons dan, hy het die wet met sy eise en reëls tot niet gemaak, sodat hy deur vrede te maak in homself die twee tot een nuwe mens kon skep, 'n nuwe realiteit. Dan ook vers 22, in hom word julle ook saam opgebou tot woonplek van God deur die Gees. Hier is weer eens die teenwoordigheid van die drie-eenheid, wat Paulus hier onderstreef. Soos dat ons verbondenheid met Jesus ons nuwe lewe geskenk het, deur die Heilige Gees, het ons ook in sy teenwoordigheid en met Jesus en die Vader daar die grens oorkom het, dat ons ook vrye toegang het tot die hemelse geselskap, 'n hemelse gesin, 'n hemelse burgerskap waarvan ons 'n deel is, om met die vreemdheid van die mensdom onder mekaar, dat dit tot 'n einde gekom het, en ons nou kan lewe in hierdie wonderlike nuwe realiteit, waar ons deel van God se huisgesin kan wees. Daar lê nog vir ons almal 'n reis voor na die nuwe Jerusalem. Dit is 'n reis deur die lig. En ek wil my voorstel dat dit die hemelse ligredery is wat vir ons daardie geleentheid gaan gee om daardie reis te kan onderneem. En wanneer ons daar by toegangsbeheer kom, dan is die groot vereiste dat ons moet, soos wat jy uitgenooi word na 'n trou, jy moet RSVP. En daardie Franse woorde, répondez s'il vous plaît. Jy moet reageer, jy moet sê of jy kom. Jy moet dit voor die tyd doen. Jy kan dit nie op die oggend doen wanneer dit gebeur nie. Jy moet dit voor die tyd doen en jou lewe so begin indrig. En so kom ons dan by daardie lughawe aan, waar ons laaste reis na die hemelse toe gaan onderneem. En ons miskien, kan ek my voorstel, ons duimafdruk daar op die skandeerder kan sit. En vir 'n oomblik kom ons gesigte op, en dan kom Jesus se gesig op. En dit is asof dit hy is. En hy is die een wat dit vir ons gegee het. Dit is 'n geskenk. Ons kon niks gedoen het om dit te verdien nie. En hier het ons toegang en die welkomwoorde. Die rekening is vereffen. Die bespreking is gemaak. Welkom in die hemelse werklikheid. Ons het nou reeds toegang tot daardie hemelse werklikheid. Ons het nou reeds dit in ons harte. En ons kan nou reeds voluit daarvolgens lewe. En daardie veranderinge te kan getuie wees van. Om te kan weet dat die Here in ons werk om vreemdelinge onder mekaar en ook ver van ons af nader te bring in God se werklikheid van 'n huisgesin vir hom. Kom ons bid saam. Vader, in die groot genade, kyk jy neer op die mensdom en in die liefde vir elke liewe mens op hierdie aarde wat nog ooit gelewe het en nog sal lewe, is die liefde oorweldigend. Here, dankie dat ons deel kan wees van die volmaakte, die hemelse, en terwyl ons nou in afwagting hier op die aarde lewe en met ons roeping in ons harte, gee dat ons getroue rentmeester sal wees van hierdie roeping, en dat ons dit wat vreemd is, Here, deur u groot genade en liefde, dit sal maak soos 'n huisgesin. Ons bid dit, niemand ons dit verdien nie, maar net omdat hy groot, omdat hy goed is, omdat hy heilig is, in die naam van Jesus Christus, ons Here en Meester. Amen.